Ek groet u in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Vandag wil ek met u gesels oor wanneer God mense optel wat geval het. 2 Samuel 9 vers 1 tot 13 bevat 'n besondere mooi stuk geskiedenis, hoe dat God mense optel wat geval het. Koning Saul en sy seun Jonathan was dood. Dawid het koning Saul se troon bestyg en reeds 'n paar jaar geregeer toe hy besluit om guns te bewys aan enigeen wat oor is in die nakomelinge van koning Saul. 'n Dienskneg van oorlede Saul meld toe dat die kleinseun van Saul nog oor is, maar hy's lam aan albei sy voete. Wat gebeur het? Saul se leer was verslaan deur die Filistyne en Saul en sy seun Jonathan is gedood. Die diensmeisie het Saul se kleinseun van 5 jaar opgeraap en met hom weggehardloop en in die proses hom laat val. Van toe af was hy lam aan albei voete. Hierdie seentjie se naam was Mephiboset. Lam aan albei sy voete, omdat hy laat val is. Hoeveel Mephibosets is daar vandag? Mense wat laat val is. Laat val deur 'n huweliksmaat se ontrou, laat val deur 'n vriend se verraad, sommer net so laat val miskien by 'n kinderhuis, laat val deur mediese nalatigheid, laat val deur teleurstelling, laat val deur 'n egskeiding, of laat val deur die dood van 'n geliefde, want iemand kan tog voel dat die Here hom laat val het, toe sy geliefde oorlede is. En nou is hulle lam soos Mephiboset aan sy voete. Die selfbeeld en selfvertroue is lam. In 2 Samuel 9 vers 8 beskryf Mephiboset homself en hy noem homself 'n dooie hond. Wanneer 'n mens so hard en diep geval het, is dit maklik om te voel soos 'n dooie hond. 'n Lamheid tree in, die geloof word lam. Daar's 'n lamheid in jou rigting, jou toekoms is lam, die hoop is lam. Enige lewe van stabiliteit en vooruitgang is lam. Jy is lam, jy voel lam, jy het stil gaan staan, lam aan albei voete soos Mephiboset. Is dit jy? Is dit presies hoe jy voel? Mephiboset. Hierdie naam beteken skande. Jou lewe het vir jou 'n skande of 'n verleentheid geword. Soos met Mephiboset, ken niemand eers meer jou naam nie, hulle ken net jou gebrek, die een wat lam is. Dis hoe Mephiboset geetiketeer was. Hoe is jy geetiketeer? Daardie dwelmverslaafde, daardie man wat sy werk verloor het, daardie geskeide vrou, daardie weduwee, daai man of vrou wie se kind dood is, daai persoon wat alles verloor het, daardie sukkelaar, daardie alkoholis, daardie sieklike een. Jou naam word nie eens genoem nie, net jou probleem, jou gebrek, jou skande, jou verleentheid, soos met Mephiboset. Jy is laat val, het seer gekry, gebreek en ly gebrek. Nou bly jy ook in 'n dorpie met die naam van Lodibar. Dawid vra, waar is Saul se klein seun Mephiboset? In Lodibar, antwoord die dienskneg. Hy bly in Lodibar. En weet jy wat beteken Lodibar? Lodibar beteken sonder weiveld. Mephiboset is nie net lam aan sy 2 voete nie. Hy het ook nie eens sy eie weiveld nie. Hy het niks. Sy oupa Saul en sy pa Jonathan is dood. Hy is nie selfonderhoudend nie. Hy bly by iemand in Lodibar, maar sy eie weiveld, sy eie suksesvolle lewe het hy nie. Waar bly jy? Is dit dalk ook in Lodibar? Jy sien hoe dat ander vooruitgaan, hulle eie weivelde inneem, maar jy bly agter in 'n doodloopstraat, want jy het geval. Jy's lam, geen weiveld van jou eie. Maar ek het vandag vir jou goeie nuus. God tel mense op wat laat val is. Hy tel op soos niemand kan optel nie. En die verrassing is so groot, wanneer God sy arms om 'n mens slaan, en die verwonde, die stukkende, die gevalle optel. God gebruik 'n koning Dawid, om hierdie lam Mephiboset op te tel. En die guns van God word uitgestort op Mephiboset. Guns is nie iets wat 'n mens kan verdien nie. Guns kom suiwer uit God se onbegryplike groot genade. Daar was genade vir die lam Mephiboset. Daar is vir jou ook genade by God.
Daar is genade vir almal wat geval het. Ander het vergeet van jou, maar God onthou hulle wat laat val is. Hy weet dan selfs van 'n mossie wat dood op die aarde sou val. Ander steur hulle nie aan jou nie, niemand help nie, maar God, by hom is daar guns om op te tel en vir jou 'n nuwe erfenis te gee, jou eie weiveld. Koning Dawid neem vir Mefiboset in by sy paleis. Hy gaan haal hom uit Lodibar, die plek sonder weiveld, en hy bring hom na Jerusalem. En hy gee vir Mefiboset sy eie weiveld, al die grond, wingerde, koringlande, alles wat aan Saul behoort het. Hy maak van Mefiboset 'n welvarende man, 'n man met sy eie erfenis. En vir die res van sy lewe is Mefiboset versorg, met sy voete onder die tafel van 'n koning ingestoot. Dit is wat die guns van God doen. Dit is wat God doen vir hulle wat geval het. Vra vir die Here om jou uit Lodibar te kom haal. Vra God om jou lamheid raak te sien. Vra die Here jou eie weiveld. Vra God sy guns oor jou lewe. Die Here se genade tel mense op wat laat val is en wat lam geword het. Hy gee weer 'n toekoms vir die Mefibosets. Hy gee weer eer vir hom wat in die skande gekom het, vir hom wat verneder is, vir hom wat platgeslaan is. God is by magte om die sulkes te herstel. Ek gee 'n baie spesiale teksvers vir jou vandag. Jesaja 54 vers 4, wat sê, wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaamd staan nie. En vrees geen skande nie, want jy sal nie nodig hê om te bloos nie, maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet, en aan die smaad van jou weduweeskap nie meer dink nie. Maak ook Jesaja 61 vers 7 jou eie, wat sê, in plaas van julle skande, ontvang julle 'n dubbele deel. Dink maar aan Job, wat ook 'n dubbele deel by God ontvang het. Mefiboset, wees nie bevrees nie. Vertrou die Here, dat hy jou ook guns gaan bewys. Wag daarvoor. Die Here tel jou op. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons kom na U in die naam van die Here Jesus Christus. Uit ons harte wil ons dankie sê vir U deernisvolle liefde. Dankie Here, dat U bewus is van elke een wat geval het. Mense wie se lewens in skerwe lê. Ek bid vandag, Here, dat daar 'n nuwe hoop in hulle harte sal ontvlam vir hulle lewe en hulle toekoms. Ek bid vandag, my God, dat U hulle geloof sal aanraak. Ek bid, Here, dat U al die miljoene stukkies sal optel, my God, en 'n nuwe destinasie, 'n nuwe toekoms gee vir elkeen wat geval het. Ek dink aan die verlore seun van Lukas 15, wat ook geval het. Maar hy het gesê, ek sal opstaan en na my vader se huis gaan. Toe by sy vader se huis kom, het sy vader hom herstel, weer vir hom eer gegee en erfenis. Net so met Mefiboset. Here, ek sê nou dankie, dat ons almal wat geval het na die vader se huis toe hardloop, met 'n optimistiese verwagting en 'n vertroue, dat die Here vir ons optel, ons heel maak en 'n nuwe toekoms gee. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus met danksegging. Amen. Here Jesus, dierbare Heer, in my lewe, elke dag van my bestaan. U het die antwoord op elke vraag van my, elke las sal U help dra, as ek U vra, en U vertrou met alles, Heer. Staan by my stil, staan by my stil.
by my, Here Jesus by my. Ek het U nodig, Here Jesus, dierbare Heer, in my lewe, elke dag van my bestaan.